Liewe vriende, geloofsfamilie, baie welkom by ons opname van vandag. Dit is goed en lekker dat jy vandag saam met ons ingeskakel is. Here ons God, baie dankie vir hierdie dag. Ons vier vandag die hervormingsfees. Ons vier die reformatie. Ons vier dat ons gered is, omdat U die werk gedoen het. Ons vier dat ons vrye toegang het tot U. En daarmee nader ons vandag ook met vrymoedigheid. Baie dankie vir daai waarheid. Dankie dat ons kan kom. Dankie dat U met ons werk en dankie dat ons welkom is by U. Here Jesus, ons staan nader aan die einde van die jaar toe. Klomp van ons is moeg. Klomp van ons wonder, maar hoe gaan ons deur hierdie jaar kom? Here, ek bid dat vandag se tyd saam vir ons elkeen iets sal beteken, 'n nuwe energie sal gee, sodat ons kan deurdruk en sodat ons 2025 met volle oorgawe kan klaarmaak. Dis maar mensheid in ons wat ons moeg maak en elkeen van ons is ook op 'n verskillende plek. Elkeen van ons beleef verskillende dinge, maar elkeen van ons behoort aan U. En daarom, Here, kyk ons op na U in afhanklikheid. Ook daarvoor. Dankie dat ons nou 'n teks kan oordink. En dankie dat U ook in die woorde van Calvin praat op twee maniere, in die skepping, maar ook deur U woord. So mag ons oop wees vir dit wat U met ons wil doen. Seën ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, vandag lees ons 'n gelykenis saam wat Jesus self vertel het. Kom ons lees Lukas 18 van vers 9 tot by vers 14. 'n Kort stuk, maar wat baie sê. So kom ons kyk na wat Jesus vertel het. Vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbreekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, maar hy wat nederig is, sal verhoog word. Amen. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons sien dat Jesus hierdie gelykenis vertel as reaksie op dit wat hy sien. Hulle sê, met die oog op mense wat seker was dat hulle saak met God reg is, het hy die volgende vertel. Met ander woorde, Jesus het geobserveer, Jesus het gekyk en daarna het hy gereageer met hierdie gelykenis. Nou kom ek vra sommer van die begin af hierdie vraag. Wat dink jy sien Jesus vandag as hy kyk? As Jesus nou vandag tussen ons sou rondbeweeg, as Jesus nou vandag 'n gelykenis moes vertel op reaksie of as reaksie op wat hy gesien het. Wat het hy gesien? Wat sien hy raak in die wêreld van vandag? Wat sien jy raak in die wêreld van vandag? Sien jy tollenaar? Sien jy fariseer? Sien jy dalk iets anders? Wat sien ons raak? En wat sien Jesus in hierdie oomblik raak? Nou, uit hierdie teks wat ons nou gelees het, sou dit baie maklik wees om te sê as reaksie op wat ons sien, wees net soos die tollenaar en moenie soos die fariseer wees nie, nê. So die fariseer is sleg en die tollenaar is goed, want die fariseer doen slegte dinge en hy maak staat op homself en die fariseer het staat gemaak op homself en was hy 'n bedrieër, het hy tot geloof gekom.
Nou wanneer ons dit doen, dan doen ons presies dieselfde as wat die Fariseer gedoen het. Here, dankie dat ons nie soos daai mense is nie, help ons om soos hierdie mense te wees. So kom ons doen nie dit nie. Kom ons kyk, wat is dit wat vir Jesus nie lekker is nie? Wat is dit wat vir Jesus ontstel wanneer hy kyk en wanneer hy hierdie dinge raak sien? En dan probeer ons kyk, maar is dit dalk nog deel van my lewe? Is ek besig om saam met Jesus te lewe? Of is ek dalk op 'n plek waar ek aan 'n paar goed kan skaaf en skuur saam met Jesus, waarvan hy my wil vrymaak? So wat ontstel hom as hy kyk na die Fariseer? Ek dink 3 spesifieke dinge in hierdie teks sien Jesus raak en daarom vertel hy die gelykenis. En die eerste ding is dat die Fariseer hoogmoedig is. Die Fariseer vertrou absoluut op homself, want hy lys die werke. Hy gee dit, hy bid dan, hy vas, dis wat hy doen nie. So hy maak absoluut staat op homself. Wat beteken 'n lewe saam met Jesus? Wat eintlik die teenoorgestelde. Nie 'n lewe waar ek dit vir myself maklik maak, of waar ek dinge ontvang omdat ek self goed is nie. Nee. Ook nie dat ek redding ontvang omdat ek self goed is nie, soos wat ons vier in die reformatie. Maar 'n lewe van afhanklikheid. In die tweede plek, wat sien ons by die Fariseer? 'n totale minagting van ander mense. So, in die Torah staan daar, wees lief vir God en wees lief vir ander mense. Maar in die manier waarop die Fariseërs praat en kyk en optree, en hoe hulle op hulle self staat maak, minag hulle die mense rondom hulle. En hulle sien eintlik die mense rondom hulle as niks werd. Ek bedoel, kom ons kyk net in die manier waarop hy praat oor die ander mense, diewe, bedrieërs, egbrekers, en dan ook hierdie tollenaar. Dis asof hy homself totaal verhoog, en ander mense kan net nie by hom uitkom nie. Wat is 'n lewe saam met God? Nie so nie, maar 'n lewe van nederigheid, waar ons verhoudings met God en met ander mense baie tel. 'n derde ding waar die Fariseer dalk 'n fout maak, is dat hy sy eie geloofslewe vergelyk met die van ander. So hy kyk en hy sien die swakheid van ander en dan sê hy, ek is daarom nie so bad nie, ek is daarom nie so sleg nie. Die vorige Amerikaanse president Abraham Lincoln het gesê, comparison is the thief of joy. As ek myself die heeltyd gaan vergelyk met ander mense, gaan ek nooit diep gelukkig en vreugde beleef nie. So, in ons geloofslewe doen ons dit baie keer, ons vergelyk onsself, ek is daarom nie so erg soos daai nie, ek kom daarom 'n bietjie kerk toe, ek is daarom betrokke by die Bybelstudie. Van die ander kant is ons dalk iemand wat onsself minag en dink, ek is nog nie op daai standaard nie. Ander mense weet soveel meer. Nee. God sê, moenie vergelyk met ander nie. Kom ons leef elk in ons eie individuele lewe, ja, saam met ander. Maar ons kan net ons eie geloofslewe leef. Ons kan niemand anders se lewe nie. So vriende, die foute wat die Fariseërs maak, is hoogmoed, is minagting van ander mense en vergelyking van hulle self met ander. Maar dan skets die gelykenis vir ons 'n ander prentjie. En wat interessant is dat in die tyd waarin Jesus hierdie doen, is die Fariseërs eintlik die heroes en die tollenaars is eintlik die slegte mense. Die Fariseërs het mos alles geweet, hulle het statig beweeg, hulle het die wet geken, hulle het die profete geken, hulle het die geskrifte geken. Hulle het absoluut 'n statusposisie gehad. Mense het opgekyk na hulle. Die tollenaars aan die ander kant was mense wat hulle eie mense besteel het, bedrieg het, en wat daarom uitgeskuif is uit die gemeenskap uit. So eintlik draai Jesus hierdie hele ding om en hy sê, maar kom ons kyk bietjie dieper. Wat doen die Fariseërs? En ons het dit nou uitgepak. En aan die ander kant gebruik Jesus die voorbeeld van 'n tollenaar, die slegstes, die swakstes, om hierdie punt te maak. Nou wat sien ons van die tollenaar in hierdie teks? Die tollenaar is afhanklik van God.
Hy besef hy kan nie self nie. Die tollenaar is eerlik oor sy gebrokenheid. Die tollenaar kan eenvoudig in die hoek staan en die genade van God ontvang. Nou vriende, hierdie dinge is 'n plek en 'n leefstyl waarheen Jesus ons uitnooi deur hierdie teks. 'n Lewe waar ons besef ons is afhanklik. 'n Lewe waar ons besef ons is gebroken en ons is verwond, maar dit beteken nie ons hoef ander mense seer te maak omdat ons seer het nie. Dit beteken ons kan eintlik maar net bakkant staan voor God, omdat sy genade vir ons regtig genoeg is, soos wat ons in die reformatie vier. Nou vriende, hierdie teks beteken absoluut dat ons verlossing van God afkom, dat ons eie werke ons nie kan red nie, en dat ons nie kan aanspraak maak op ons goedheid, om eendag in die ewigheid in te gaan nie. Maar, dit beteken meer as dit. Dit beteken meer as dit. Dit beteken dat ons ook nou op 'n sekere manier kan lewe. So ja, ons het Jesus as verlosser, ons weet waarheen ons op pad is, maar dit beteken nie dat ons nou net sit en wag tot hy eendag terugkom om ons te kom haal nie. So die vraag is, wat doen ek nou met hierdie genade? As ek soos die tollenaar is en ek sê, Here, ek is afhanklik, Here, ek ontvang genade vrylik uit die hand uit, wat nou? En dalk is hierdie plek waar ons dit so bietjie verkeerd verstaan, want genade beteken nie dat ek niks moet doen nie. Genade beteken dat ek dit verniet ontvang, dat ek dit nie verdien nie, maar dat terwyl ek lewe, omdat ek die genade ontvang het, ek hard gaan werk en my beste gaan gee in die koninkryk. Nie sodat ek verlossing kan verkry nie. Ek het dit reeds. Maar dit beteken nie, ek kan sê, ek het niks hiermee uit te waai nie, ek gaan nie saamwerk nie. Nee. Dallas Willard het gesê, grace is opposed, so teen, earning, not effort. So ek verdien dit nie, ek ontvang dit uit genade, maar omdat ek daai genade ontvang het, werk ek hard, terwyl ek op die aarde is. Nie vir die verlossing nie, maar omdat ek 'n rol kan speel, in groei, in transformasie, in my pad saam met God en saam met ander mense op 'n daaglikse basis. So, ek verdien dit nie, maar ek leef dit uit op 'n radikale manier, 'n aktiewe manier, ek speel 'n rol in die samelewing, of omdat ek reeds daai verlossing verkry het. Bonhoeffer het gesê, die genade is verniet, maar is nie goedkoop nie, want dit het hom alles gekos. Daarom gaan dit my ook alles kos, om saam met hom te lewe. Daarom gebruik Jesus die beeld van, ek moet my kruis dra, ek moet myself verloon. Dit is harde werk om dit te doen. Maar ja, baie keer is ons op 'n plek waar ons dink, ek het nou die genade ontvang, einde van die storie. Nou wil ek afsluit met hierdie vraag. So, ek het dit nou ontvang, ek het die genade verniet ontvang, maar hoe leef ek dan nou? Wat moet ek dan nou doen, terwyl ek nog op aarde is? En weer eens help Dallas Willard ons op 'n ongelooflike manier hier, wanneer hy vir ons 4 riglyne gee van wat dit beteken om saam met Jesus te lewe. Wat dit beteken om op 'n manier te lewe waar ek nie die hero is nie, waar ek nie kan aanspraak maak op my werke nie, maar waar ek uit die genade wat ek by God kry, aktief kan saamleef. En die eerste ding wat hy sê is, doen jou beste, maar moenie jou beste vertrou nie. Doen jou beste in alles wat jy doen, in jou geloofslewe, as jy nuwe dinge aanpak, as jy dieper gaan in verhoudings, en doen jou beste, maar moenie jou beste vertrou nie. Want jy is nie die Here nie. Die tweede punt wat Dallas Willard sê is, vertrou Jesus. So ek doen my beste, ek gee alles wat ek kan, maar ek is oop vir wat Jesus wil doen. En as dinge dan nie uitwerk soos wat ek beplan het nie, dan is dit goed so, want ek het my beste gegee. Ek vertrou Jesus op 'n dieper vlak as myself. Die derde ding wat Willard sê is, moenie net gefokus wees op die uitkomste nie. As ons net dinge aanpak vir die uitkomste, dan verloor ons klomp dinge. En so ook met verlossing. As ons net glo om eendag in die hemel in te kom, dan mis ons God se werk in ons lewens nou.
Kom ons leef nou en ons vertrou die proses dag vir dag. Kom ons wees nie net so gerig op een dag en op die uitkomste nie, dat ons die mooi dinge wat tussenin gebeur, misloop nie. En dit kan ons eintlik op klomp plekke in ons lewens ook toepas. Ons moet nie so daar kyk dat ons mis wat 'n mooi goed hier aan die gang is nie. En die vierde ding wat Willard sê is, moenie iets ryp druk nie. As God regtig wil hê die deur moet oopgaan, dan sal dit. Ek doen my beste, ek vertrou vir Jesus, ek is nie net gefokus op wat eendag gaan gebeur nie, of ek is nie net gefokus op waarby ek moet uitkom nie. Nee, ek leef dag vir dag saam met Jesus, want enige iets wat ryp gedruk word, is op die einde van die dag 'n gemors. So kom ons leer om soos die tollenaar, onsself eenvoudig oor te gee. Al weet ons nie wat die uitkoms gaan wees nie. Maar ons vertrou dat Jesus besig is met ons. En ja, ons doen ons beste. Ons vat hierdie genade in ons hardloop met dit. Maar op die einde van die dag is ons nie afhanklik van onsself nie, maar van God. Vriende, die reformatie sê vir ons genade alleen. Dit beteken nie ons gaan nie hard werk nie. Dit beteken ons ontvang dit absoluut verniet uit sy hand uit. Maar dit beteken, omdat dit hom alles gekos het, gaan dit ons ook iets kos, soos wat ons leef in die wêreld. Mag ons vandag, maar ook die ander dae van ons lewens, besef dat sy genade vir ons genoeg is, maar dat ons daai genade kan vat en aktiewe lewens kan leef in die koninkryk van God. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit Heer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees stap deur hierdie week saam met jou. Amen. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you.
In all I do, I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, and how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, and how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, and I know it's true. It's my joy to honor